Goeiedag. Ek is nog steeds by die vyeboom. Die vyeboom leer ons ook om waaksaam en gereed te wees. In Markus 13 vers 28 tot 33 sê Jesus, leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle, die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Soos die vyeboom ons daaraan herinner dat die somer kom, so het Jesus sy disippels en ook vir ons herinner dat hy weer gaan kom. Die vroeë kerk het egter geglo dat Jesus nog in hulle leeftyd sou terugkeer. Hierdie gedeelte in Markus verseker hulle en ons dat niemand die presiese datum van sy wederkoms ken nie. In 2011 al het ene Harold Camping Christus se wederkoms vir 21 Mei voorspel. Natuurlik het dit nie gebeur nie. En baie mense het reeds probeer om die datum van die wederkoms van Christus te voorspel, en hulle was almal verkeerd. Geskiedkundiges vertel ons dat die vroeë Christene mekaar gegroet het met die woorde, hy het opgestaan, en wanneer hulle afskeid neem met die woorde, die Here kom weer. Deur hierdie woorde het hulle mekaar bemoedig en voortdurend daaraan herinner dat hulle deur Christus verlos is en dat hy weer sal kom. Ons voel bemoedig wanneer ons die bloeisels aan die bome sien, want dan weet ons, die somer is amper hier en die koue donker dae van die winter is verby. Ons weet dat Jesus weer sal kom. So kom ons bemoedig mekaar vandag om waaksaam te wees en uit te sien na die dag wanneer Christus weer gaan kom en alles nuut sal maak, net soos die vyeboom. Dit is nie belangrik om te weet wanneer hy kom nie, maar belangrik is om elke dag te leef asof hy vandag gaan kom en ook nie tou op te gooi as sy uitkoms nog uitgestel word nie. Petrus bemoedig ook sy lesers om nie op te hou om waaksaam te wees vir die wederkoms nie. Petrus 3 vers 9 sê hy, die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. As God dan geduldig is, dan kan ons ook ons maar geduldig wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die troos van u ewige woord. Dankie Jesus, dat ons nie hoef te wag vir 'n dag in die toekoms om die heerlikheid van u teenwoordigheid te ervaar nie, maar dat ons dit elke dag van ons lewe kan ervaar. Amen.